Ek is Derek Coetzee, ek werk by New Holland, ek is die produkbemarkingsspesialis vir stroopers en hooi toerusting vir Suid-Afrika. So die CR10 stroper, soos wat julle hom hierso sien, is die nuutste stroper tegnologie wat in die mark is. So die stroper is gebou van 'n skoonbladsy argitektuur af. So hy's glad nie volgens die tradisionele rotorstroper soos wat almal hom ken nie. Van 2014 af is hy toe nou ontwikkel met insaag van die kliënte wat vir hulle belangrik is. Wat New Holland wel gehou het van hulle vorige stropers op hierdie masjien is produktiwiteit en die graankwaliteit wat ons masjiene altyd jy weet tevore bring en maar die masjien het hulle gefokus op vir nommer 1 prioriteit is die 0% verliese om dan op die ouene van die dag om daai totale oeskoste besparing af te bring, jy weet. En met die tydens die ontwikkeling het hulle ook gesien, jy weet, dit is 'n groot masjien en hy moet ligter gemaak word en daarom het hulle hom baie aluminium komponente gegee, steeds duursaam maar ligter sodat die masjien se kompaksiteit, jy weet, die kompaksiteit op die grond baie ligter is van die spesifieke masjien. Wel, ek dink nog steeds soos ons gepraat het oor die stroper, jy weet, toe hulle die stroper ontwikkel het, wat die mense kan kom kyk is, die masjien is gebou op 4 pilare, jy weet. Ons kyk hierso na die produktiwiteit 635 perkrag engine wat die stroper in het. Ons het nog steeds IntelliSense wat die masjien proaktief stel. Ons sit met 'n langer rotor, so ons sit met 'n 24 duim rotor in deursnee maar tot 3.6 meter, so jou dorsarea is baie groter. En as ons aan tweede been toe beweeg, kyk ons na die graankwaliteit van die masjien. So ons het 'n nuwe Intelli twin clean stelsel wat ons het. So beteken ons het nie meer soos altyd 2 sieve of 3 sieve wat ons gehad het nie. Ons sit met 'n 4 sieve stelsel. Ons praat van 'n closed loop stelsel wat vir jou kruisverspreiding gee. So 50% van jou sif op die masjien is op die eerste 2 sieve en dan die res op die agter om by daai 0% verliese uit te kom, jy weet. Dan kyk ons na minimum staantyd op hierdie masjiene. So die masjien is toegerus net met 11 griespunte, so wat elke 300 uur gedoen word. So jou daaglikse onderhoud op die masjien is baie laag. Ons het geen aandrywingsketTINGS op hierdie masjien nie. Die masjien het net belde of direkte aandrywings. En dan laastens wat ons op hierdie masjien het wat baie uniek is die residiebestuur agter op die masjien. So ons het 'n radarstelsel, hulle praat van IntelliSpread en as die kaf dan uitkom kan hy tot op 18 meter versprei word. As jy 'n dwarswind het wat inkom, tel die radar op dat jou verspreiding is nie reg nie. Hy maak die impeller vinniger om hom verder te sprei of minder te sprei totdat jy dan tot op jou 18 of 14 meter waar jy ook al versprei. Dan baie uniek op die masjien. Die engine staan nie meer diagonaal nie, hy staan nou gelyk saam met die rotors en hy's ook getild. Die mense kan kom kyk hoe hy getild op hom tot op die skynste van ons rotors om 'n effektiewe dryf te gee en dan ook geen kragverlies te gee op die spesifieke masjien. So ja, baie groot verskille teenoor wat mens gewoond is, maar ja, die mense kan graag kom kyk hoe lyk dit. Ek is Jaco du Preez, ek is die bemarkingsbestuurder vir New Holland vir Suid-Afrika. Ja, eerstens het ons die engine kapasiteit bietjie opgestoot. Op die T8 is dit so in die omgewing van 5% hoër en op die T9 6% hoër en dan op die T9 het ons ook 'n ekstra model bygesit om dan by die 474 kW te kan uitkom. Dan in die agterkant van die trekker het ons reeds redelike hoë hidroliese vloei, maar ons het die hidroliese koppelings verander na 'n meer betroubare koppeling, so dit beteken minder onderhoud, minder kostes vir die boer en dan die vloei per ek wil amper sê hidroliese valvebank is dan ook 'n bietjie hoër. Die rede daarvoor is die implemente vereis deesdae 'n bietjie hoër vloei per port as ek so kan sê en dis hoekom ons die aanpassing gedoen het. Ja, ek dink die intelligence het dan nou te doen met ons precision technology, soos hulle nou sal sê in Engels.
So wat behels dit? Ons het nou vir jou lewenslange telematika. Die telematika kyk basies waar jou trekker is. Jy kan hom beheer dat hy net in sekere gebiede beweeg. Jy kan na al sy parameters kyk soos sy brandstofverbruik, sy hitte, sy liters per hektaar, liter per uur, al daai goeders kan jy kyk en is gemaklik. Jy doen dit op jou foon of op jou tablet en jy doen dit deur die FieldOps applikasie. Die FieldOps applikasie is ook dan natuurlik gratis beskikbaar. Ons help jou om alles op te stel want jy kan jou plaas kaarte daarso inlees, jy kan al jou ander toerusting ook daar oplaai en dan is alles basies 'n vingerpunt weg van jou af.